kyk, daar's mense wat nou glo daar's 'n terugkeer na Christen nasionalisme en dis hoekom die kerke so groei met jong mans wat meer 'n regse siening het. Dit is hoekom die gereformeerde kerk weer hulle sienings hersien het. Hulle het weer teruggegaan na hulle besluite omdat daai goed nie meer in die huis is nie. Dit is hoekom die wêreld so teen 'n vinnige pas agteruit gaan. Ons moet weer daai waardes terugbring. Tradisie en is eintlik net waar ek in beheer kan wees. Die drie susterskerke. Yes. Waar pas die hervormde kerke in? Wat die ooreenkoms en die samewerking tussen die drie Afrikaanse kerke binne in die Susterskerkverband tot nou toe in stand gehou het, was dat ons vir mekaar kon sê oor die belangrikste goed. Stem ons saam met mekaar. Goeiedag my Afrikaanse Christenvriende. Jy is so welkom om saam met ons te kuier, aan te sluit, te stuur vir vriende en familie wat verward is, wat moedeloos is, wat hoop soek uit die woord van die Here, wat getrou wil bly aan die Here Jesus Christus in hierdie maalkolk deurmekaar wêreld waarin ons vandag lewe. Vriende, ons sluit vandag af met 'n reeksie wat ons doen oor 'n kyknet program In Gesprek Onthul, so skeur die drie susterskerke. En vandag praat ons oor 'n nuwe generasie jong predikante wat besluit het om te bly in die hervormde kerk in Afrika en ook die NG Kerk. So in hierdie onderhoud was daar spesifiek 2 jong teoloë wat deelgeneem het en ons gaan vandag 'n bietjie afsluit om na 'n paar van hulle uitsprake te kyk. Ek wil net inleidend vir vandag net sê ook 'n klomp van wat ons vandag gaan behandel is in my boek opgestaan wat ons het 'n nuwe uitgawe. Jy kan hierdie boekie aankoop. Ons het regtig probeer moeite doen om ook in die voetnotas kerkhistoriese inligting vir jou te gee. Soos julle sal sien, ons wil nie 'n klomp geld maak uit hierdie boeke uit nie. Ons wil dit so goedkoop as moontlik uitkry sodat Christene ingelig kan word. Ek wil net genoeg om dit eers te noem, hierdie boek is beskikbaar. Dit vat gewoonlik so 'n bietjie langer as 'n week om dit te pos. Ons elke week kry ons al die bestellings en dan pos ons dit gewoonlik die volgende week. Net so een opmerkingkie daaroor. Nou, vandag praat ons dan nou oor 'n jong generasie hervormde kerk in Afrika predikante en ook die NG Kerk. En die 2 teoloë wat in hierdie dokumentêr gepraat het was professor Tanya van Wyk, sy is 'n dominee in die hervormde kerk in Afrika. En kom ons luister eers na 'n stuk wat sy sê, dan gaan ek 'n bietjie repliek daarop gee so tussendeur en dan gaan ek 'n paar bronne uit die hervormde kerk bietjie met julle deel. En dan sal ons kyk na dominee Iver Swarts. Hy is predikant daar by Oosterlig NG Kerk waar ek ook as kind vir 'n klomp jare lidmaat was. Dan gaan ons kyk na wat hy sê en dan 'n bietjie 'n breër raamwerk gee ook wat in sy gemeente aan die gang is. En dan soos gewoonlik gaan ons afsluit om jou en my uit te daag om getrou te bly aan die Here Jesus Christus. So kom ons begin met professor Tanya van Wyk en ek gaan 'n segment speel en hier en daar gaan ek dit stop en so 'n bietjie repliek vir jou lewer tussendeur wat miskien vir jou interessant sal wees. Kom ons luister. Die drie susterskerke. Yes. Waar pas die hervormde kerke in? Ons het so 'n bietjie van 'n inside joke altyd dat ons die kleiner enetjie is van die 3, maar ek dink die gereformeerde kerk, die GKSA, is kleiner as ons. Goed, so sy sê dat die hervormde kerk in Afrika is naas die NG Kerk, die tweede grootste Afrikaanse susterskerk. Nou dit is waar, maar ek dink mens moet net kwalifiseer en dadelik by sê dat die Nederduits hervormde kerk in Afrika het geskeur in 2011 tot 2013 en daar's 'n groep gemeentes wat uitbeweeg het en een van my vriende, dominee Ernst Gottschalk, is een predikant wat by so 'n gemeente predikant is in Rustenburg Familiekerk. Hulle is nou tans besig om kerk te bou. Net gou gesê oor die drie susterskerke, die NG Kerk op sy hoogtepunt het hier 1.4 miljoen mense gehad hier in die 1980s en op hulle hoogtepunt het die hervormde kerk hier in die 1980s so plus minus 194.000 lidmate gehad. Net om so 'n bietjie konteks te gee vir wat sy hier sê. Kom ons luister verder. Ons het 'n reformatoriese belydenis soos die res en ons is die groepie wat eerste vir vroue toegelaat het as predikante en as studente van teologie.
Maar in wese is ons teologie eintlik maar soortgelyk aan die NG Kerk en in elk geval die beginsels van die reformatoriese teologie en dit is waar ons inpas. Ek wil met respek 'n ander perspektief hierso gee. As ons kyk na die Nederlandse geloofsbelijdenis oor die ware kerk en die valse kerk. Wat is die verskil tussen 'n ware belydeniskerk en 'n valse belydeniskerk? Die ware kerk het die volgende merktekens. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is 3 dinge. Nommer 1, wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien, soos Christus dit ingestel het, en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf. Nou, Tanya sal weet dat in haar kerk, waarvan sy 'n lidmaat is, en die gemeente waar sy bedien, daai Hollandse gemeente, was die professor wat voor haar daar was professor Jolanda Dreyer, en ek het 'n gedeelte hier in hierdie boek van haar werk. Sy byvoorbeeld kan nie aanvaar dat Jesus 'n heilige God se oordeel aan die kruis namens ons gedra het nie. Sy verwerp Christus se plaasvervangende soendoodoffer in die openbaar. Daar was nie enige handelinge gewees vir daardie standpunt wat sy gehuldig het nie. Die ander voorbeeld is Prof Andries van Aarde, wat saam met haar 'n kollega daar was. Hierso is Prof Andries se boek Fatherless in Galilee. Hy was aangekla in 2011, hy het die liggaamlike opstanding ontken, Christus se soendoodoffer vir ons sondes, die 2 nature van Christus. Ek gee vir jou een aanhaling van Prof Andries van Aarde in hierdie boek. Aanhaling. Die ontstaan van die kerk kan nie teruggevoer word na 'n spesifieke gebeurtenis in die lewe van die historiese Jesus nie. Nadat Jesus se wreed mishandelde liggaam nie in 'n familiegraf begrawe is nie, het hy in die kerugma opgestaan. Met ander woorde, Jesus het bly voortleef deur die vertellinge van sy boodskap en saak. Vriende, as leertug verdwyn in 'n kerk, dan sê die belydenisskrifte, dan is dit nie meer 'n ware Bybelse reformatoriese kerk nie. Kom ons luister verder. Is daar plek in die 3 suster struktuur vir 'n kerk soos julle, die hervormde kerk en die gereformeerde kerk, die doppers, as julle so verskil oor die kwessie van vroue in die ampt? Wat die ooreenkoms en die samewerking tussen die 3 Afrikaanse kerke binne in die Susterskerkverband tot nou toe in stand gehou het, was dat ons vir mekaar kon sê oor die belangrikste goed. Stem ons saam met mekaar. En dan is daar goed binne in 'n kerklike organisasie wat ons miskien nie met mekaar ooreenstem nie, maar die belangrikste goed stem ons ooreen met mekaar. En ek dink die saak oor die vrou in die ampt het die potensieel om 'n stuk van daai samewerking miskien wel so klein bietjie te bevraagteken. En weer eens, ek praat nie namens die hervormde kerk nie amptelik nie. Ons ontmoet mekaar in die middel. Sjoe, met respek, ek dink die vrou in die ampt was maar net die punt van 'n ysberg, en ons het nou gesien met dwaalleer wat dekades teruggaan, dat dit gaan oor skrifgebruik, skrifinterpretasie, en dat dit eintlik praat ons hier van 'n radikale wegbeweeg van die reformatoriese belydenisskrifte wat eintlik die groot raamwerk is wat ons eintlik moet sê wat hier gebeur het. Ons ontmoet mekaar in die middel. Ons sien almal mekaar as kinders van God. Goed, Johannes 1 vers 12 sê aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te wees. Maar as Jesus gefantaseer het oor 'n pa, as Jesus nie maagdelik verwek is nie, as Jesus nie letterlik uit die graf opgestaan het nie, wat is die inhoud van jou geloof? Is ek 'n kind van God as ek nie glo dat Jesus Christus die oordeel van God gedra het in my plek nie? Is ek waarlik 'n kind van God? Kom ons luister verder. Maar daar is miskien 'n oomblik wat ons in die toekoms gaan kom, waar ons mekaar gaan sê, wat is nou die minimum van die goed waarmee ons ooreenstem, wat nog vir ons die belangrikste is? Goed, so Tanya praat hier van in die toekoms en wat is die minimum? My verstaan is dat dit gaan glad nie net oor die vroue nie, dit gaan lang terug al oor die versoening van Christus, die opstanding van Christus, die uniekheid van Christus. En ons weet nou dat die GKSA het by hulle vorige algemene synode bande opgeskort met die NG Kerk as gevolg van hierdie breuk
hierdie liberale teologie wat in die kerk ingekom het. En my belewenis toe ek gestudeer het, was ook dat die hervormde kerk van hulle filosowe, van die praktiese teoloë en die Bybelwetenskaplikes, eerste die pad gebaan het vir die kritiese teologie en dat van die NG teoloë het as dit ware in hulle lyn ingekom en die kritiese teologie het al hoe sterker in die NG kerk ingekom. Nou goed, kom ons gaan vervolgens na Dominee Iwer Swarts. Nou hy is 'n predikant by Oosterlig NG Kerk, soos ek vroeër gesê het, waar ek groot geword het en vir 'n klomp jare lidmaat daar was. En die groot saak wat hy nou hier bespreek het gegaan oor vroue in die GKSA, en julle sal weet, ons het 'n hele reeks al daaroor gemaak. Hy is ten gunste van vroue predikante, sy kollega Dominee Rudolf Botha ook daar by Oosterlig. En kom ons hoor eers wat gaan hy daaroor sê, en dan gaan ek die gesprek 'n bietjie verder vat, wat ons bietjie gaan kyk na ander uitsprake wat Dominee Iwer gemaak het in die openbaar, en dan sal ons ook kyk wat by Oosterlig aangaan, dialoog en mekaar vashou en gesprekke by Oosterlig, en dan sal ek dit so bietjie belig met wat by die algemene sinode gesê was, en afsluit met 'n predikant wat 'n ander perspektief het, en dan met die Bybel afsluit. Kom ons luister gou na Iwer. Kyk, daar's mense wat nou glo daar's 'n terugkeer na Christen nasionalisme, en dis hoekom die kerke so groei met jong mans wat meer 'n regse siening het. Dit is hoekom die gereformeerde kerk weer hulle sienings hersien het. Hulle het weer teruggegaan na hulle besluite, omdat daai goed nie meer in die huis is nie. Dit is hoekom die wêreld so teen 'n vinnige pas agteruit gaan. Ons moet weer daai waardes terugbring. Tradisie, en is eintlik net waar ek in beheer kan wees. Nou goed, so volgens Dominee Iwer is dit nou mag en manne en tipe van chauvinisme. Ons het 'n hele program gemaak daaroor die eerste een, so gaan kyk gerus daai program, waar ons dit bietjie in meer detail uitpak. Waarop ek nou wil fokus is Iwer se gemeente, wat ek dink eintlik ook 'n weerspieëling is van 'n redelike groep in die NG Kerk. En dis 'n gemeente wat, as hulle preek, sal hulle sê hulle staan by die huwelik tussen man en vrou. Hulle sal ook periodiek sê dat hulle stem nie saam met selfde geslag verhoudings nie, maar hier is nou die groot maar. Hulle beskou dit as 'n randsaak en dat ons moet nog hande vat met mekaar. En Iwer het byvoorbeeld 'n reeks gedoen saam met Dominee Rudy Swanepoel. Nou ek wil eers vir jou 'n stuk speel waar Rudy en Iwer gaan praat oor die gesag van die skrif. Die Bybel, die agtergrond was ook selfde geslag verhoudinge, en dan gaan Iwer antwoord oor hoe hy die Bybel verstaan as die woord van God. Kom ons luister na hierdie stukkie eerste. Bro, ons kan debatteer of dialoog hê oor, jy weet, hoe verstaan jy daai gedeelte in die Bybel? Surely, ek bedoel, maar ek dink deel van ons besorgdheid amper op hierdie stadium is dat baie mense, miskien, en ek sê dit bietjie versigtigheid, miskien uit onkunde uit, of uit sulke snippet, jy weet, kennis. Want as jy daar 'n versie vat, Versites noem ons dit. Versites, as jy dit het, dan kan jy daai ding weaponize en sê, maar sien jy's verkeerd, of jy verstaan verkeerd. En ek dink dis deel van die oefening wat ons nou moet probeer deurgaan as mense wat wil engage met die Bybel, of dalk selfs ons verhouding met die Bybel of met die Here wil heroorweeg, om te sê, maar okay, kom ons hanteer dit bietjie anders, en kom ons wees bietjie meer voorlopig in ons verstaan amper. Ek dink mense het hulle kritiese leesvermoë heeltemal verloor. Hoekom sê jy dit? Kritiese leesvermoë, het gaan oor daai gedagte dat ek mag verkeerd wees. Ek stem saam met die skrywer se denkwyse, maar op die bepaalde tema mag hy dalk selfs verkeerd wees. Selfs van ons beste teoloë in die wêreld mag. Hulle mag verkeerd wees, en die mense wil nie daai oefening doen om hulle eie bias te check. So as dit kom by die Bybel, veral evangeliese Christene, dis the Bible says it and that settles it. Hulle wil nie gaan verder lees dat jy dink oor 'n periode van 4,000 whatever jaar is die inhoud aan mekaar gesit deur weet jy hoeveel skrywers nie Processe. In verskillende lande. Daar's verskillende literêre
stappe, daar's verskillende maniere, kontekste, al die goedes maak dat die 66 boeke nou vir ons gegee is. En nou kom iemand en sê, wel, van Genesis tot Openbaring, dit bly God se woord. Ja. Jy het op 'n stadium met jy vir my, ek weet of jy dit sal kan onthou nie, jy het gepraat van eerder as God se woord, maar die woorde van God. Want God se woord raak die wapen. As jy vir iemand sê, wel, die woord van God sê, ek wil net nie verkeerd, maar as jy sê, dis woorde van God, geïnspireer, geskryf deur human authors, which could be wrong. Ja. Paulus mag dalk verkeerd gewees het oor 'n paar. Exactly. Ek bedoel, ons is nie, ons doen ook nie wat Paulus gesê het ons moet doen nie, jy weet, ek bedoel, anyway. Sjoe. So Paulus kon verkeerd gewees het oor wat hy leer in die woord. Kan ek jou herinner aan NGB artikel 7 'n gedeelte? Hoor wat staan hier? Dis nou hierdie 66 boeke. Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word daarin breedvoerig beskrywe is, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die heilige skrif geleer word nie. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Vriende, vervolgens 'n laaste stukkie van Iwer en Rudy. Nou, hulle verskil oor die huwelik. En ek wil hê jy moet mooi hoor, hoe gaan hulle nou praat? Rudy gaan vertel, hoe verstaan hy dit? En Iwer gaan dan iets sê oor selfde geslagverhoudings aan die einde. Kom ons luister. Ek wil terugkom by die huwelik gesprek. Ek dink ek en jy het dalk 'n ander siening rondom. Ek sal nou nooit die term gebruik Bybelse huwelik nie. Maar ek wonder sommer net, wat is jou ek het 'n siening van die huwelik. En ek wonder sommer net, wat is jou nou rondom dit? Ja, ek bedoel daai wat ek nou begin sê het, wat is 'n Bybelse huwelik? Kom ons gaan net na die Nuwe Testament toe ook. Waar die gedeelte wat na vore kom in my gedagtes is Paulus wat gesê het, as jy brand van begeerte, dan moet jy trou, maar dis beter om nie te trou nie. Okay, so is dit ook, moet ons dit ook doen. So ons trou net as ons brand van begeerte, maar dis beter om nie te trou nie. Nobody does that, okay? My ligpunt, jy vra my persoonlike ligpunt in die Bybel oor dit is Hooglied, waar twee partye, onthou nou wat gebeur in Hooglied, daar's 4 stemme eintlik, dis 'n man stem en 'n vrou stem, en dan 'n groep mans en 'n groep vrouens, 'n groep jong mans en 'n groep jong vrouens, wat saam die liefde besing, right? En daar lees ek, voel dit vir my, daar lees ek equality, daar lees ek almal het 'n stem, daar lees ek baie indirekte en 'n mooi en 'n subtiele regstelling van patriargie. Verstaan jy? So dit voel vir my soos die ideaal. Dit voel vir my gebalanseerd. Jy weet, dit voel vir my na niemand is hier om oor mekaar baas te speel nie. En ek dink daai gedagte kan toegepas word op ander intieme verhoudings ook. Ek hoor jou. Nee, maar die vraag, die rede hoekom ek net vra is dit dat dit vandag tans een van die grootste gesprekke bly. Die Bybel sê miljoen cool, kragtige, groot goed wat ek oor passievol is, maar oral waar kom wil mense net hoor, so wat is jou opinie oor selfde geslagte verhoudinge? Vra my 'n bietjie oor evangelisasie. Sjoe, so baie wat 'n mens kan sê. Laat ek net eers sê oor die patriargie wat Rudy van praat. Ek sal dit nooit vergeet nie. Een van ons kinders kom 'n paar jaar terug na my toe en sy het bietjie in 1 Petrus en Paulus Efesiërs 5 gaan lees en sy sê vir my, pappa, as ek dit daar lees, dan sien ek nie hierdie patriargie
wat die feministe van praat nie. Ek sien 'n man wat sy lewe aflê vir sy vrou, wat Christus is, soos Christus sy lewe vir die kerk afgelê het. Sy sien daar 'n dienende leierskap, soos Christus dit ingestel het, en soos dit teruggaan na Genesis toe. Dit is net vir my kosbaar dat 'n kind dit kan optel, dat die Bybel leer 'n Bybelse mooi Jesus patriargie, soos God dit ingestel het. Dis die een opmerking wat ek wil maak. Dan die ding wat Iwer sê van oor selfde geslagverhoudinge, praat eerder met my oor evangelisasie. Vriende, hoe doen ek en jy evangelisasie? As ons sekere sondes gaan sê, Jesus het nie daarvoor gesterf en jy hoef nie tot bekering te kom in daai aspek van jou lewe nie. Oor hierdie goedjies, ja, hier oor evangelisasie, maar nee wat, jy kan maar wees wie jy voel, jy kan maar wees hoe jy dink, ons gaan maar dialoog hê met kerke wat sê, ag, dis 'n randsaak, jy hoef nie tot bekering te kom nie, Jesus het nie daarvoor gesterf nie. Hoe doen jy evangelisasie? As jy volhard in sonde wat die oordeel van God in Romeine 1 op jou uitgooi. So, ek dink dit is ongelooflik gevaarlik, soos ons nou weet in die kerk, om in dialoog te bly met mense wat openlik dinge wat sonde is voor God, sê nee wat, ons gaan mekaar vashou en ons gaan aangaan met dialoog. Laat ek net dadelik ook kwalifiseer, ons praat hier glad nie van die gesprek wat ons het met skeptiese mense, Handelinge 17 op die Areopagus met die filosofe, ateïste, mense buite die kerk, daai gesprek in liefde, in waarheid. Ons het hier Rosaria Butterfield se werk wat ons ook nou bekendstel. Sy het 'n boek geskrywe, The Gospel Comes with the House Keys, waar hy ons in liefde die evangelie gaan deel, met die wêreld, gebrokenis. Maar hoe kan ons die sondes waarvoor Christus gesterf het, ontsondig? En dit is die groot olifant, dink ek, in die vertrek in die sisterskerke, dat ons dinge wat sonde voor God is, ontsondig het, en mense ontneem van die reddende verlossing in Christus. Nou, ek wil net nog 'n stuk met jou deel oor Oosterlig waar Iwer nou predikant is, en ook omdat ek daar was vroeër jare. En die hoofleraar daar is dominee Dr. Rudolf Botha. En ek het al gesprekke met hom gehad, ons was saam in Nederland vir 'n klompie jare, ek het hom gaan sien by Oosterlig toe ons terugkom van Europa af. En hy het 'n opname gemaak op hulle YouTube kanaal met Dr. Andrei Bartlett. En Dr. Andrei Bartlett is 'n openlike kampvegter vir selfde geslagverhoudinge in die kerk, maar nie net dit nie. Hy was by die dwaalleer ondersoeke in Pretoria, was hy die persoon wat vir Prof. Julian Miller bygestaan het, verdedig het, ook in die koerante. Prof. Julian het openlik die bestaan van 'n persoonlike duiwel ontken. Hy het die maagdelike geboorte van Jesus ontken. Hy het uiteindelik in van sy ander boeke het hy gesê dat die opstandingsverhale is mitologies. So dit is deel van die agtergrond waarna ons ook moet kyk. Dis die eerste opmerking. Die tweede opmerking is, hierdie gesprek wat hulle 'n dialoog gedoen het, was na die 2019 algemene sinode. En ek wil vir jou net lees, wat was die bewoording oor selfde geslagverhouding na hierdie sinode? En hier by punt 8 het dit gesê dat die algemene sinode erken dat daar kerkrade en predikante is wat welgeweg oop sien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig. En dan is daar ook gesê dat die algemene sinode dra dit aan Atlas op om 'n formulier te ontwikkel vir die bevestiging van burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag. So dit was goedgekeur en toe Dr. Bartlett in hierdie boek, Ongekaart, het hy toe 'n hoofstuk geskryf met so 'n nuwe liturgie, waar hy dan 'n liturgie gee, en in hierdie hoofstuk sê hy dat ons het eintlik nie 'n nuwe liturgie nodig nie, omdat hulle reeds in die handleiding by die erediens 'n alternatiewe huweliksformulier het waar die verwysing na man en vrou uitgehaal is. Dis reeds goedgekeur, dis reeds in die kerk, en hulle wil nou dialoog hê, mekaar vashou. So wat ek vir jou wil speel is, ek wil vir jou 'n greep speel waar hulle nou 'n dialoog het. En belangrik, Dr. Rudolf stem nie saam nie. Hy staan by die huwelik tussen man en vrou, en hy het 'n klompie argumente in die gesprek ook op die tafel gesit om te probeer 'n teenargument gee teen Dr. Bartlett. Maar ek wil hê jy moet baie, baie mooi luister. Die laaste paar minute, waar daar dan nou op 'n dialogiese manier met mekaar gepraat word,
Kom ons luister wat hulle daar vir mekaar gesê het. Dalk 'n laaste minuut van jou af. Wat kan jy doen om my meer geakkommodeerd te laat voel? En ek het dieselfde verantwoordelikheid teenoor jou, né? Ja, hoe dink jy moet ek as 'n meer konservatiewe ou dit hanteer in die kerk? Ek dink die beste wat ek kan sê as hy net vir my 'n minuut gee, Ja, okay. is om te sê kom ons help mekaar om te verstaan dat die gehuidige besluit van die NG Kerk presies dit doen. Dat hy sê daar's 'n vasgelooptheid, maar ons akkommodeer mekaar se sieninge. Ons skep ruimte dat jy volgens jou oortuiging kan optree. En ek in die besluit gee vir my dieselfde ruimte om te sê ek kan volgens my oortuiging optree. En as my optrede verskil van joune, dan moet ek versigtig wees om nie sommer net, en dit wat jy nou sê, wat jy baie keer hoor, sommer net te sê, maar jy's liefdeloos, jy het 'n ander oortuiging as ek, of jy's homofobies, of jy's fundamentalisties, nie. Omgekeerd ook, as ek 'n ander oortuiging, my oortuiging uitleef, ook onnodig te sê, maar jy's 'n liberalis, of jy draai jou rug op God, of jy neem die Bybel ernstig op nie, of dis wat mense soos ek ook hoor. Ja, natuurlik. Ja, en in daai sin moet ons mekaar help, dink ek, om vir mekaar te sê, want daar word nou rondom die posisie waar die NG Kerk op die oomblik is, word daar baie spooke opgejaag. Ja, dis waar. Terwyl eintlik wat die NG Kerk sê is, oor skrifinterpretasie het ons 'n sekere vasgelooptheid. Ons verskil nie van mekaar dat mense met liefde en menswaardigheid hanteer moet word, en dat mense 'n plek om die tafel moet kry nie. Ja. Maar ons verskil met mekaar oor hoe ons oortuigings wat vir mekaar verskil, hoe dit in die praktyk, hoe ons dit in die praktyk uitleef. Dankie. Okay. En dan vir mekaar te sê, weet jy, ons respekteer mekaar daaroor. Dis op grond van die feit dat ons weet hier's 'n ek moet vir jou sê, dis 'n basiese hierdie gesprek gee my baie hoop, want ek bedoel, as ek en jy so kan praat met mekaar en ons kan drasties verskil hieroor. En ek bedoel, ons het nog nie eens naaste by al die fasette aangeraak nie. En jy kon baie meer reageer op my, ons kan nog meer drasties raak as wat ons wil. Verseker. Maar hierdie gesprek gee my hoop, en ek wil vir jou sê dankie vir jou gesindheid in hierdie verband, en ek moet sê, ek het jou baie mis opgesom voor ek jou regtig leer ken het. Jy weet, ek het jou in die koerante altyd gesien as, hierdie ou is nou weer op daai pad, jy weet. Hy is nie weer polities, hy probeer nou weer polities korrek wees. Presies, en ek moet sê, ek het jou baie anders beleef toe ek jou in persoon, toe ek met jou begin praat het en nie net oor jou begin praat het nie. En vergewe my as ek dalk te veel, jy weet, nie dat ek ooit het wat ek kan onthou nie, maar as ek ooit oor jou gepraat het, jammer daaroor. Maar dankie vir jou gesindheid, en dankie dat jy vir my standpunt ruimte maak. En dit gee my hoop dat ons kan vorentoe gaan, en dat ons kern, naamlik Christus, en ons verhouding met hom, dit is wat ons in gemeen het. En van daaruit kan ons met mekaar lekker gesels en lekker verskil. So baie dankie daaroor, en ek wil vir jou sê, baie sterkte met jou werk wat jy doen by die universiteit. Jy het 'n verskriklik belangrike stem. En dankie vir die opleiding wat jy ons gee, die goeders wat ek ook self 'n bietjie bygewoon het en al deelgeneem het. So, en baie sterkte vir jou pad vorentoe, en mag ons saam daaraan werk om hierdie land 'n beter plek te maak. Sjoe, vriende, ons kan baie sê. Hy sê ons kern is Christus. Vriende, met respek, watter Christus? Dit die Christus van Prof Julian, waar hy sê die evangelie wat ons nou moet verkondig, is nie 'n Jesus wat gesterf het vir ons sondes nie. Dis 'n God wat nie werk met dit nie. Hy sê ons idees van God het ons geskep. Die opstanding is mitologies. Is dit daai Christus? Is dit die kern? Wat van om hande te vat en saam te sit, 'n plek om die tafel, vriende? Besef van hierdie ouens met respek waarvoor hulle opgeteken het by hierdie sinode. Besef hulle dat daar 'n LGBTQ+ vlag was oor 'n nagmaalsdiens. Besef hierdie gemeentes wat sê dat ons moet aangaan om dialoog en gesprek te hê, dat daar sulke nuwe dinge besig is om in die kerk te gebeur. Is Christus gelukkig daarmee? Is dit 'n randsaak? Vriende, kom ons luister na 'n dominee uit Namibië uit. Julle sal weet dat die Namibiese sinode het weggebreek van die algemene sinode, en net voordat dit gebeur het hierdie dominee Johannes de Koning, het hy die 2023 algemene sinode bygewoon. En ek wil vir jou 'n stukkie daarvan speel, en dan sal ons afsluit ook met die woord van die Here. Kom ons luister na dominee Johannes de Koning. Dit is een van die skokkende gebeurtenisse op die algemene sinode, en dit het ons amper, ek kan sê, jy weet, onverwags getref. Jy is nie voorberei daarop nie. Was 'n video vertoning, want die taakspanne kan ons nou vooraf voorberei, jy weet. En die propaganda mooi vooraf bedink.
was 'n video vertoning van 'n nagmaalsviering op die reënboogvlag. Kom ons sê maar net dit so. En ek dink dit grens baie na aan godslastering. En jy word net vinnig daarmee gekonfronteer. Kan ek net gesê, ek het nou van die firmas of organisasies wat saam daarmee gewerk het met die gendergeregtigheid eenheid, nou het ek gesien is byvoorbeeld I Am en 'n paar van hierdie ander organisasies, en as jy op hulle webtuistes ingaan, is daar intergeloofs projekte wat hulle met ander godsdienste Ek sal nie verbaas wees nie. Ek kan net sê, jy weet, daar's geen bekering nie. Ek sê dit kategories, geen poging tot bekering nie. Jy weet, een van die sprekers wat jy sal ken, en ek sê dit om te wys hoe alles net verder gaan, hy het opgestaan en hy het dit duidelik gestel dat gays, lesbians en biseksuele toegelaat moet word om hulle self te wees. Dit is op die vloer gesê. So, as enige iemand nog sou dink dat die algemene synode sal omdraai op die pad, dit is 'n illusie. Vriende, ek wil afsluit met 'n paragraafie uit my boek Opgestaan, waar ek praat oor 'n nuwe generasie jonger predikante wat besluit het om 'n kompromis te maak, 'n kompromie, en te bly in kerkverbande wat openlik dwaalleer in die kerk akkommodeer. Ek wil vir jou dit lees en jou oproep om jou hart te gaan ondersoek, en om by die Here te hoor of dit nie vir jou tyd geword het om te skuif nie. Kom ek lees vir jou, bladsy 151. Deur die jare het ek menige predikante en lidmate teëgekom, wat daarop aandring dat hulle in liberale denominasies sal bly, solank hulle nog toegelaat word om die evangelie te verkondig. Hulle sal ook gereeld noem dat daar nie in hulle gemeentes dwaalleer verkondig word nie. Dit lyk dalk lofwaardig, maar sulke gelowiges sal dan Matteus 18 vers 17, Romeine 16 vers 17, Efesiërs 5 vers 7, 1 Timoteus 6 vers 20 en so meer uit hulle Bybels moet skeur. Kom ek lees vir jou dan ten slotte 'n paar van daai tekste. In Romeine 16 vers 17 sê Paulus: Ek druk julle dit op die hart, broeders. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooi praatjies en vleitaal verlei hulle die liggelowige mense. En dan Efesiërs 5. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vriende, kom ons sluit af met Efesiërs hoofstuk 4 en ek wil tog vir jou hoop ook gee, want ons hoor van gemeentes, van jong dominees wat besig is om 'n plan te maak. Daar is gemeentes reg oor Suid-Afrika wat besig is, hoor ons, met 'n proses om te skuif. Kan ek jou aanmoedig? Kan ek jou bemoedig met hierdie woorde van Paulus in Efesiërs hoofstuk 4? Hy sê, ons sal nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, en nou hierdie woorde vir jou en vir my, soos wat ons vorentoe gaan. Ons sal in liefde, dis agape liefde hierdie, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe.